Ons almal se oggende begin maar verskillend. En selfs in die Bybel het ons verskillende oggendstories. Nou in die Ou Testament, een van die ou stories, sien ons hoe een van Jakob se oggende, nadat hy vir sy broer op die vlug geslaan het, nadat hy ernstig droog gemaak het, al die goeters, begin op 'n besondere manier. Genesis 28. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak in die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê: Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê: Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê: As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Nou nie almal van ons as ons wakker word, onthou presies ons drome nie, of ons gooi ek nie olie oor ons kussings uit noodwendig nie, soos hierson nie. Maar wanneer ons die geskenk van 'n nuwe dag ontvang, want dit is wat dit is, dan herinner dit ons dat dit tyd is om deel te word van iets wat eintlik alreeds begin het. Onthou ons verlede week genoem het dat met die Hebreëse ritme God se dag eintlik al reeds die vorige aand begin het. Onthou dit. Nou as jy wakker word, dan word jy herinner en uitgenooi. Dinge is reeds aan die gang. Kom join. Hier is ons plek. Josef van Maria, Jesus se aardse pa, het 'n baie spesifieke uitnodiging gekry om van deel te word. Matteus 1. Toe Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. Elke dag ontvou amper soos 'n nuwe skepping, asof die wêreld van vooraf gebeur. Ons foto vanoggend was uit Psalm 57 uit, daai woorde en dis ook weer Dawid wat hierdie geskryf terwyl hy op die vlug is, maar wat hy sê: ek voel veilig o God, ek wil 'n lied sing, ek wil vroeg opstaan en met harp en lier die rooi dag wakker maak. C.S. Lewis, wanneer hy sy Narnia boeke skryf, wanneer hy sy weergawe van die ontstaan van hulle wêreld skryf, dan begin hy dit met die leeu Aslan, wat net Jesus is sy verteenwoordiging van Jesus, wat dan met 'n lied en 'n sonsopkoms die wêreld aan die bestaan sing. Nou, tyd gaan bietjie min wees om daai te lees, maar dit is ongelooflik mooi hoe hy dit beskryf en hoe die leeu met elke sing 'n nuwe stuk van hierdie wêreld in bestaan in sing. Nou ons mense het nogal 'n fascinasie met sonsopkomste, veral as jy jonger is. Wie het al gedeernag? Wie moes al vele tienerdeernagte deurworstel, want that's the job. Dis altyd die grootste kiek om te kan wakker bly tot die son opkom, en of dit nou net 'n gewone kuier of 'n kamp of is, so wat ook al, was dit een jaar dat jy bo op die Lapa se dak gedoen, en of jy nou by die see met nuwe jaar is, en veral nog as die oorgang van ou jaar na nuwe jaar is daar's amper ietsie magicals daarin, om die sonsopkoms te kan beleef, en die nuwe jaar, nuwe fase so te kan ingaan.
Baie lank terug het Jeremia en sy klaagliedere self te midde van 'n klomp depressiwiteit en pessimistiese uitkyk op die lewe hierdie gesê in klaagliedere 3. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Die trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die goeie en die slegte is verby. Daar is nuwe hoop. Ek kan dinge agter my sit en ek kan opnuut asemhaal en die lewe in die oë kyk. Maar nou is daar beter en swakker maniere om die dag mee in te gaan. Soos ons aan die begin gesê het, ons almal se dae begin verskillend en daar is regtig verskillende tipe van wakker word gewoontes. So kom ons kyk gou 'n bietjie eers na die negatiewes. Die eerste ding, om jou foon die eerste ding te gryp, oomblik as jy wakker word en te kyk wat se notifications en boodskapies het jy nou deur die nag gekry. Dikwels bly dit nie by, ek kyk gou na die goeie ek weet hier soos mense, ons wat vir mekaar goeiemôre sê en goeienaand elke liewe dag. Goedjies, dis nie daai nie, want dit bly nie daarby nie. Gou dan gaan kyk jy gou die nuus en gou word dit 'n gedoemscrolling en voor jy sien is 'n halfuur van jou tyd daarmee heen en jou kop is vol negativiteit. Daai goeiemôre prentjie sal nou weer daar wees, nog steeds sal wees. Die nuus sal nou ook nog steeds daar wees. Jy hoef nie die eerste ding wat jy doen, daai te gryp nie. Nie eens as jy badkamer toe gaan nie, vat 'n boek of 'n tydskrif. Maar net so sleg as wat dit is om laat nag jouself vol elektroniese lig te prop, net so sleg gesit om dit eerste ding in die oggend te doen. So nou 'n bietjie meer daaroor kyk. Tweede ding is om gejaag en oorweldig en onvoorbereid in chaos jou dag te begin. Om gewoon net nie reg vir die dag te wees nie. Nou, ons praat nou nie hierso van ek het per ongeluk verslaap, die alarm het nie afgegaan nie. Ons praat nie van dit nie. Dit is normaal. Maar hierdie gaan oor om herhaaldelik jouself toe te laat om laat te wees en chaos te wees en de mekaar te wees en die oggend. As jy ons nou weet, môreoggend gaan 'n willeoggend wees. Ek beplan dat môreoggend met dinge so loop. Hoekom sal jy dinge dan aan kans oorlaat? Hoekom sal jy dit vir jouself so moeilik as moontlik maak? Dis om jouself ons vir mislukking op te stel. Nee, sit jou klere die aand voor die tyd reg. Kies ten minste die goeders. Maak seker die ontbytpap is uitgesit. Jy kan net melk bygooi. Die koffiemasjien is gelaai. Al daai goedertjies. Jy weet mos nou wat in jou huishouding wat jy nodig het in die oggend en hoe jy dinge doen. Maar om in chaos op te staan, skep net nog meer chaos. En dan het jy nou met 2 verkeerde voete uit die bed uit opgestaan en almal moet nou jou by ontgeld want jy was te lui om die vorige aand te kyk of jou hemp gestryk is. Dis die waarheid, dit is dit nie. Amper het ek gesê, kan I get a amen? Maar beter wakker word gewoond is daar definitief ook. Nou, om doelbewus positiwiteit te skep, is 'n baie belangrike ding. En een van die maklikste maniere is deur musiek. Om gewoon jou foon te vat, nie eerste ding nie, tweede ding. En 'n musiekplaylist op te stel, met jou gunsteling liedjies. Veral positiewe of inspirerende liedjies, gospelliedjies, dit wat vir jou werk, wat vir jou in 'n goeie stemming sit. Want dit het 'n massiewe uitwerking op ons siege. As ons veral met musiek die dag begin. Dis 'n baie sterk invloeks in op baie van ons levels in ons lewe, maar veral in die oggend ook as jy opstaan. En die uitwerking wat musiek op 'n mens het, of dit nou geestelike musiek is soos nou sê, of dit nou net gewoon inspirerende goeters is, of amper oordadige, vrolike goed om jou regtig nou aan die gang te kry en jou te kickstart, maak nie saak nie, maar kies dit en kies dit doelbewus. Veral as jy as 'n gesin ook is en hulle weet die kinders sukkel, laat hulle saam liedjies kies, laat hulle positief, hulle gunsteling liedjies kies. Want wat gebeur as jy in die oggend jou gunsteling liedjie hoor, of dit nou groot of klein is? Dit sit jou nie dadelik in 'n beter stemming. So skielik is ons nie heeltemal meer so kwaai met mekaar nie, want ons is in 'n beter by. En ons dink dit nou saam. So gaan sit vanaand al. Gaan stel jou playlist op, gaan maak jou liedjies by mekaar. En as jy weet, dit vat ons min of meer 'n uur van dat ons almal wakker geword het, totdat ons in die kar is en ons ry, dan maak sorg dat hy 'n uur lank is.
en lekker verskillend en lekker vrolik. Amper oordadig, want dit sit ons net in 'n lekker by. En ek kan getuig daarvan oor die krag wat dit het, veral as 'n mens, veral as jy depressief is, veral as jy in 'n gat is, veral as jy op 'n baie slegte plek is, om herhaaldelik met musiek jouself vol te maak. Dit het baie sterk uitwerking. Die tweede ding is om tiny habits te ontwikkel. Ons het verlede week na Atomic Habits gekyk en James Clear se beginsel van gewoontestapeling, van habit stacking. Nou hierdie is ontwikkel deur 'n ou met die naam van BJ Fogg en die prinsipe is baie soortgelyk. Al wat hy nou doen is hy sê jy breek dit af na baie klein deeltjies toe, na jou heel kleinste deeltjies toe. So as jy 'n nuwe ding wil inwerk, dan sê ek wil wat ook al die nuwe gewoonte is wat jy wil inoefen, nadat ek wat ook al die gedrag is wat jy reeds doen. Byvoorbeeld, ek wil 2 push-ups doen, nadat ek badkamer toe gegaan het. Of, ek wil 3 dinge noem waarna ek vandag uitsien, nadat ek die ketel vir koffie aangesit het. Of, ek wil Psalm 118 vers 24 opsê, nadat ek wakker geword het en regop in die bed gesit. En wat is Psalm 124 vers 18? Ons het dit gesing nou. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Net daai 2 reeltjies. Wanneer dit daarby kom om aksie te neem, dan help dit om spesifiek te wees. Om nie net vaag te wees en maar nie donker te skiet nie. Jesus se oggendroetine is vir ons 'n voorbeeld hierin. Markus 1 sê vir ons, die môre vroeg toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. In Lukas 5, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Kies 'n spesifieke tyd op 'n spesifieke plek vir 'n spesifieke praktyk. Dit help om dinge net te anker. Dit vat die chaos weg, dit orden dinge, veral wanneer jy weet, die res gaan baie die mekaar bly en is in flux en ek is die heeltyd blootgestel aan ander variables, aan ander dinge wat vir my goed gaan bepaal en my lewe gaan ran en vir my besluite gaan neem. Hierdie goed waar ons kan bietjie beheer vat, maak dit spesifiek. Dit maak dit net, dit sit 'n mens psigologies net op 'n baie beter geestelike plek neer. Byvoorbeeld, een persoon wat hou van vroeg draf, sy sit die vorige aantal haar klere reg en alles wat sy nodig het, en wanneer sy draf, dan luister sy na gebede op apps of op podcasts met haar oorfoontjies in. So haar liefde vir draf en vir die natuur word gekoppel aan die praktyk van gebed. 'n Ander persoon wat nie 'n drafmens is nie, en wat sukkel met die oggende ding, maar wat hou van koffie vroeg in die oggend. Wanneer hy koffie braai, maak die ketel vol water, dan bid hy vir een ding. Dan sit hy die ketel op die stoof, of hy sit die ketel aan, dan bid hy vir 'n volgende ding. Wanneer hy sy koffie ingooi, bid hy vir 'n derde ding en sê dankie. Hy is nie 'n drafmens nie, maar hy kan met klein gewoontes 2 goed wat hom kan help om die dag te begin, koffie en gebed, met mekaar kombineer. Daar's 'n baie oulike liturgie vir die ritueel van koffie drink, wat uit Doug McKelvey se boek Every Moment Holy kom. Ek wil gou dit vir julle speel. Daar's 'n magte maniere om dit toe te pas en dit is regtig maklik, want hierdie is nie die tipe gewoonte wat nog iets op jou dag sit nie. Dit word verweef tussen dit wat reeds gebeur, dit waarmee jy reeds baie besig mee is en wat reeds jou gewoontes, reeds jou routines is. So om verskonings te gebruik, soos ek is nie 'n oggendmensie of soos 'n goeie vriendin vir my sê, sy word eers 'n Christen teen 9 uur. Beloof, dis wat sy sê. Dis nie goeie verskonings nie. Dit is aangeleerde gedrag. En aangeleerde gedrag kan afgeleer word of kan aangepas word. Jou brein is plasties. Nie plastiek nie, partyse. Plasties in die manier van dit kan vervorm. Jy kan nuwe gedrag leer. Jy kan nuwe gewoontes en nuwe veranderinge aanbring. Dan 10 minute in die son is 'n baie belangrike beginsel.
Tannie Lorika sing goeiemôre my sonskyn, goeiemôre my kind. En daar is waarheid daarin. Want neurowetenskap het ook gevind dat as jy binne die eerste uur vandat jy opstaan, of nou natuurlik as die son nou op is, 10 minute, nou ek weet 10 minute voel vir party van ons so super baie, maar dan net ten minste bietjie. Maar in die son tyd deurbring. En fisies laat die son se lig sonder ongefilterd op jou skyn. Dan skei jou brein kortisol af en dit help jou om wakker te word. Letterlik, die sonlig maak jou wakker. En selfs in die winter in 'n koel luggie, as jy bewus raak hiervan, dan help dit ons om wakker te wees en bewus te wees, maar hier's 'n wêreld waarin ek geplaas is, waarin die Here wil hê ek moet deel wees. Ek is deel hiervan nou. En as jy nou regtig nie kan sien vir die son buitekant in die oggend nie, of dit is nou koud, of is reënerig, of mistig, of watter rede ook al, trek jou gordyne oop. Laat die lig fisies in, fisies maar ook emosioneel, geestelik. Kies dit doelbewus. Maar hoekom is dit nodig om na ons oggendroetines te kyk? Hoekom, wat het ons nou met dit en met die Here uit te waai en hoekom preek ons hieroor? Want een van die antwoorde lê daarin die oorvloed zombie flieks en zombie TV-reekse wat ons het deesdae. Wie kyk dit? Wie is Walking Dead en so 'n klomp ander goetertjies. Dit is dalk nie heeltemal, jy is nie die teikengrippie. Maar jy hoef nie 'n zombie fliek kyker te wees vir hierdie om van toepassing te wees nie, want waaroor gaan dit? Dit gaan oor wat dit uitbeeld. Dit beeld bietjie die samelewing se worsteling uit, want in enige van hierdie reekse en flieks is die tema swaar. Dis altyd, dit was die einde van die wêreld, dis post-apokalipties, dit is 'n oorlewingsstryd. Dit is nooit lig nie. Dit is altyd heavy goed. En dit sluit aan by baie van die ou mense se houding van die lewe is nie 'n grap nie. Ons lag hier want die lewe is ernstig. Julle ken daai. Dit is altyd erg en donker. Soms gewoon net vrot, want 'n zombie vrot. Hy word nie beter soos wat hy aangaan nie. Dit wys ons ook op die siniese uitkyk amper van die lewe, amper soos klaaglieder of prediker van, dis nou maar 'n sinlose bestaan tussen lewe en dood. Ons gaan nou maar aan soos 'n zombie van een dag na volgende. Ek staan op, ek eet, ek werk, ek slaap, ek gaan net aan, ek ploeter net aan. Ek is nie ten volle bewus en wakker nie. Ek sal nie heeltemal aan die slaap nie. Maar ek beweeg net en voor ek weer sien is dit nog 'n week verby. Dit weerspieël ook so 'n bietjie die onversadigbaarheid van ons verbruikerskultuur. 'n Zombie is 'n ding wat net aanhou breins vreet, nê? Hy chow net en hulle weet dit nie eens nie. Hulle dis net soos hierdie ding. Ons soek baie keer net nog van een plesier na 'n volgende ding toe. Ons consume ook net, ons verbruik net en dit sonder dat dit regtig iets aan ons doen. Sonder om regtig in te neem, wow, God het my vandag wakker gemaak sodat ek hierdie geskenk van lewe kan aangryp. Al moet ek 3 vergaderings bywoon, al moet ek na 'n skoolkonsert toe gaan, al moet ek sport gaan afrig, al moet ek hierdie ding gaan doen, al moet ek nog later na iemand se kinders ook toe gaan kyk, al is daar 'n moeilike iemand om mee te deel waarvoor ek nie kan sien nie, ek het 'n plek. Ek het 'n doel, al voel my werk betekenisloos, al voel dit of my doel vandag net is om Jesus se liefde vir iemand anders uit te leef. En daarom nooi ek jou, word 'n slag wakker. Soos in, sien jou rol raak wat dit is in hierdie wêreld. Jou rol as man of as vrou in jou huis gesit en jou rol hier in die gemeente. In die spesifieke daarvan waarvoor jy nodig is. Bid vir jou kinders, bid vir jou vriende, nie net jou afgerammelde tafelgebedjie nie, nee. Praat met mekaar na die diens hier so by tee oor dit wat vir jou uitgestaan het. Dalk is dit een ding, dit waarmee jy sukkel, of dalk dit wat jy reg kry, deel dit. Kyk slag na wie jy lanklaas gesien het, kyk bietjie rond, wie het jy lanklaas gesien, wie mis ons, reik uit na hulle toe. Druk jou skaamheid in jou sak as jy voel, maar ek ken nou nie die mense nie. Gaan praat met iemand, stel jouself voor, niemand gaan byt nie. Of telefoon op, bel, stuur 'n boodskap na iemand met wie jy lanklaas gepraat het. Maar doen iets, nie net op autopilot, voortploeter en voortvoeter nie. Neem doelbewus aksie. Want die wonderlike ding is, wanneer ons die nuwe dag eerstens as 'n geskenk van God sien, en God se uitnodiging tot hierdie nuwe dag aanvaar, dan kom ons agter hoe groot ons rol werklik is in sy koninkryk.
Hoeveel van 'n plek ons het om vol te staan, die rol wat ons het om te speel, en hoe belangrik ons vir sy koninkryk is. Dis nie 'n ding om oor bang te raak nie, dis 'n ding om oor opgewonde te raak. Jy het 'n plek, jy het 'n rol, sien dit raak, word wakker daarvoor. So kom ontdek vir God in die oggende, en jou kinders wat jou vroeg wakker maak, of dalk nie jou kinders nie, dalk is dit jou lyf, of die son wat deur die venster skyn en in die winter flouer word, of die radio wat aangaan. Ek onthou, toe ons klein was, 6:00 die oggend, het die radio aangegaan met Landbou Radio, roep die landman. Of Goeiemôre Suid-Afrika, en daar is van julle wat dit ken, ek weet. Dit was die oggend, dit is hoe hy begin het. Kom proe Jesus se genade met jou eerste koppie koffie. Asem sy gees in, wanneer jy strek en jou longe vol suurstof trek. Raak bewus van die geskenk van lewe as jy jou psalmversies opsê. Ontdek die rol wat jy het om te speel. Jy is wakker gemaak, want God wil hê, jy moet vandag hierso wees. Amen.